Die VF+ het 'n skrywe aan die Tshwane Metro se Departement van Omgewingsake en Landbou gerig om dringend aandag te gee om die heininge te herstel, veral wat die Rietvlei en Wonderboom Natuurreservate betref. Vir meer hieroor praat ek met 'n VF+ raadslid van die Tshwane Metro Raad, Dian Harmse. Goeiemiddag Dian. Goeiemiddag Estie en goeiemiddag ook aan die luisteraars. Julle versoek is kort op die hake van 'n tweede ontsnapping en dit was nou die jagluiperd Njozi uit die Rietvlei Natuurreservaat deur 'n gat in die heining. Hoe lank is hierdie al 'n probleem wat die heininge nie in stand gehou word nie, Dian? Kyk Estie, dit is nou al 'n geruime tyd wat dit 'n probleem is. Ek sal omtrent sê dit is van die COVID tydperk af wat dit 'n probleem is en van 2021 af in die Omgewingsake en Landbou Komitee het ons aanbevelings gebring dat hierdie heininge herstel moet word, maar ongelukkig val dit tot dusver op dooie ore. So daardie dowe ore wat nou nie reageer hierop nie, is dit net gewees sedert 2020? Is dit waar instandhouding gestaak is of kom hierdie probleem al verder aan? Waar het die probleem ontstaan? Kyk, ek dink die probleem kom nou al 'n ruk aan. Ons sien by die Tshwane Metro dat al die jare die begroting besnoei word en onder andere word die omgewingsake van landbou of die Omgewingsake en Landbou Departement se begroting aansienlik elke jaar gesnoei wat 'n groot probleem is. En ons voel ook byvoorbeeld dat die natuurreservate kan wel self onderhoudend wees, maar die finansies wat uit die natuurreservate uitkom word nie noodwendig gebruik om die natuurreservate in stand te hou nie. Ons glo, soos hulle in Engels sê, dit moet eintlik gereinfence word weer. In 2022 het 'n Sekwe ook uit 'n reservaat ontsnap op die M53 is doodgery en dit beteken Dian dat dit vir diere en vir mense 'n baie gevaarlike situasie skep. Dit is definitief so, dit is definitief 'n feit. Ek bedoel, gedurende die COVID tydperk, die van ons wat altyd daar oor die nek gery het by Wonderboom weet, daar was altyd pragtige zebras en rooibokke daar altyd in die draad gewees. Daai rooibokke is gedurende die COVID tydperk gestroop. En dis definitief 'n probleem waarmee ons sit. Nie net vir mense nie, maar vir diere ook. En wie gaan verantwoordelik gehou word in dag as so ontsnapping van 'n wilde dier lei tot lewensverlies? Wel, dit sal definitief die Tshwane Metro moet wees wat verantwoordelik gehou moet word vir so iets as dit bevind word dat dit as gevolg van nalatigheid van die Tshwane Metro is. Is die reservate nog self onderhoudend en winsgewend en 'n bate gegee die omstandighede, Dian? Wel, ek glo definitief Rietvlei Natuurreservaat glo ek is winsgewend en 'n bate. Ek kan nie noodwendig dieselfde sê van Wonderboom Natuurreservaat nie. Ek glo natuurlik die verslag wat ons kry wys onder andere altyd dat daar genoeg geld is, maar ek het al pertinent gevra, maak hierdie reservate wins en ek kry nie noodwendig die antwoorde wat ek soek daarvoor nie. Maar ek dink byvoorbeeld Wonderboom Natuurreservaat kry swaar, sowel as Groenkloof ook. Watter stappe gaan julle doen indien die metro nie reageer nie? Wel, ons gaan ek het nou 'n memorandum geskryf van die departement se groepshoof, wat ek versoek het dat hulle aandag asseblief dringend aan hierdie probleme moet gee. En indien ek oor 'n maand van die tyd van die skrywe nie 'n antwoord van die departement ontvang het nie, gaan ons geen ander keuse hê nie as om 'n petisie op te stel wat dan die departement sal moet forceer om
aksie te neem. Dian, baie dankie. Dit is Dian Harmse, VF+ raadslid van die Tshwane Metro Raad.